Ons is besig met ons radikaal vrees God preekreeks. En hierdie is week 2 van daai preekreeks. En ons het laas week die fondasie vir hierdie reeks baie mooi gelê, deur vir mekaar te sê, kom ons verstaan vrees. Jy weet, want vrees het oor die algemeen 'n baie negatiewe konnotasie. En ons het 'n verskeidenheid van verse in die Bybel wat sê ons moenie vrees nie, moenie bevrees wees nie, bly weg van vrees af. Teendeel, elke keer as 'n engel aan iemand verskyn het in die Ou Testament, het die engel se eerste woorde gewoonlik gegaan, moenie bevrees wees nie. So ons weet oor die algemeen is vrees nie 'n mooi ding nie, is vrees nie 'n goeie ding nie, maar die woord moedig ons ook aan om God te vrees. So in laasweek se preek het ons vrees lekker uitgepak. Wat beteken dit? Hoe lyk dit? En ek het in hierdie week, toe ek voorberei vir vanoggend, eintlik net weer op 'n skrif afgekom wat die kruks van die vrees so mooi verduidelik. Lukas 12 vers 4. Jesus is aan die woord en hy sê, en ek sê vir julle, my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Word 5 mossies nie vir 2 stywers verkoop nie, en nie een van hulle is voor God vergeet nie, maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Jesus sê in die een asem, hier's wie ons moet vrees. Vrees God. Vrees die een dat nadat die liggaam dood is, ook die mag het om in die hel te werp. En dis 'n verskriklike soberende gedagte. Dis nie die tipe versie wat jy eintlik so kort voor slaaptyd op 'n nugter maag vat nie. Dis enetjie wat jy bietjie moet oordink. Dis enetjie wat 'n bietjie swaar kom lê, maar Jesus self sê, vrees God. En dan 2 versies verder, maar jy moenie bekommerd wees nie. Elke haar op jou kop is getel en moenie bevrees wees nie. En dit is die aanduiding dat die vrees wat die woord van praat wanneer dit kom by die vrees van die Here, is nie 'n vrees wat lam lê nie. Is nie 'n vrees wat stres en spanning en angs oor ons bring nie. Die vrees van die Here en wat die woord van ons verwag, is 'n agting. Dis 'n respek, dis 'n ontzag. Die Afrikaanse Nuwe Vertaling gebruik baie die woord eerbiedig. Jy sal 'n versie vind wat praat van die vrees van die Here in die Engels, the fear of the Lord, en dan sal die Afrikaans hom gaan vertaal as eerbiedig die Here, en dit dra die hart oor van hierdie vrees. Dis nie 'n vrees wat ons bang maak nie, dis nie 'n vrees wat maak dat ons wegkruip nie, dis nie 'n vrees wat verhouding beperk nie, inteendeel, dis 'n agting, dis 'n ontzag wat verhouding moontlik maak, wat verhouding oopsluit, en dis kardinaal, en dit is krities, die vrees van die Here, om te besef dat wanneer ek en jy in 'n vertrek soos hierdie staan en ons sy naam aanbid, ons moet besef voor wie ons staan, die God van die heelal, die een wat heers, die een wat regeer, die een wat die finale woord in elke situasie het. En reg van die begin af was die vrees van die Here of die eerbied van die Here deel van hierdie gemeente se fondasie. Inteendeel, dis die heel eerste gedeelte van ons missiestelling. Dit sê eer God. So om God te vrees sal altyd deel wees van waarvoor ons staan. Dit sal altyd deel wees van hoe ons hierdie gemeente wil lei en wil bou en hoe ons wil vorentoe gaan. Want dit is krities dat ek en jy die agting van God kan verstaan. Ons sal net die vrug pluk van wat God in ons lewens wil doen as ons die ontzag dra wat saam met sy naam kom. Ons sal net die vermoë vind om te reageer op sy uitnodiging as ons verstaan wie hy is. As ons hom eer, as ons hom respekteer, as ons hom vrees, om hierdie Bybelse term te gebruik. En jy is vandag regtig besonder gelukkig en geseën dat jy vandag gekies het om in die kerk te wees. Want vandag ontdek ons die pad na lewe en seën. Vandag kyk ons na die weg wat lei na lewe en seën. En waar sal ons dit kry? Hoe sal ons dit sien? Ons sal dit sien in die lewe van iemand wat werklik geseënd was. Ons kyk na Abraham. En ons tel die storie op nadat die belofte wat God aan hom gemaak het reeds vervulling begin vind het. Nadat God reeds 'n paar van die dinge wat hy beloof het begin doen het. Ons lees uit Genesis 22 uit. En dis 'n redelike stukkie skrif, maar dis eintlik 'n storie. So kom ek lees vir jou Bybelstorie vir hierdie Sondag. Dit sê na verloop van tyd het God Abraham op die proef gestel. Abraham het hy vir hom gesê en hy het geantwoord: "Hier is ek." Toe sê God: "Neem jou seun Isak, jou enigste wat jy liefhet,
gaan dan na die gebied van Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal wys. Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgesaal, 2 van sy dienaars met hom saamgeneem en ook sy seun Isak. Ek probeer die temptasie weerstaan om niks te sê terwyl ons hierdie tipe goed lees nie. Maar hierdie is geweldige gewigtige woorde. Hierdie is 'n geweldige indrukwekkende stukkie skrif. In die eerste plek verskyn God aan Abraham, roep hom, sê vir hom, vat die seun van die belofte, die seun vir wie jy gewag het, en dan gaan offer jy hom. Ek meen, ek moet eerlik mee wees, as God nou vandag vir my so iets sou sê, sal my eerste gedagte wees, dis die vyand. Dis die vyand wat vir my 'n storie vertel. Maar Abraham sê nee, ek ken God, ek hoor sy stem, ek hoor wat hy sê, en wat hy sê is gewigtig, maar ek herken hy stem. Al is dit wat hy sê gewigtig en amper in 'n sekere manier 'n bietjie onwaarskynlik, weet ek uit die verhouding uit, dat ek hom ken. Herken ek daai stem, en dan staan Abraham op. Die Bybel sê, vroeg die oggend. Hy het nie gewag nie. Hy het nie gesê, Here, ek hoor wat jy sê, ons gaan wag vir 4 bevestigings in 'n profetiese woord nie. Hy het gehoor wat die Here sê, en hy het vroeg die oggend opgestaan, klaargemaak en die hout en die dinge gereed gekry. Sy seun Isak gevat en vertrek na die plek waaroor God met hom gepraat het. Op die 3de dag het Abraham opgekyk en die plek in die verte gesien. Toe sê Abraham vir sy dienaars, bly julle hier met die donkie, en ek en die seun wil daarheen gaan. Ons wil aanbid en sal dan na julle terugkom. Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak se skouer gesit. Hy het die kole, vuur en die mes gevat. So het hulle twee saamgeloop. Isak sê toe vir Abraham sy vader, Pa, en hy antwoord, ja my seun. Toe sê hy, hier is die kole, vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Abraham het geantwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee saamgeloop. Toe hulle aankom by die plek wat God vir hom gewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reggepak. Hy het sy seun Isak vasgebind en hom op die altaar neergelê, bo op die hout. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom uit die hemel geroep en gesê, Abraham, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, het hy gesê, en moenie enigiets aan hom doen nie, want nou weet ek, dat jy vir God ontzag het. Jy het nie jou seun, jou enigste, van my terughou nie. Toe Abraham opkyk, sien hy daar is 'n enkele ram wat aan sy horings vasgevang is in 'n bos. Abraham gaan toe en neem die ram. Hy het hom as 'n brandoffer gebring in die plek van sy seun. Die laaste slide sê, tweede laaste slide sê, Abraham het daardie plek genoem, die Here voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. Die engel van die Here het daarna 'n tweede keer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, by myself sweer ek, die uitspraak van die Here, omdat jy dit gedoen het, en nie jou seun, jou enigste, van my teruggehou het nie, sal ek jou ryklik seën, en jou nageslag so geweldig vermeerder, soos die sterre aan die hemelruim. God sê in vers 12, nou weet ek, dat jy vir my ontzag het, want jy het my gehoorsaam. Die respek en die agting en die eer wat ek en jy vir God het, word gesien en word gemeet in ons gehoorsaamheid. Dis maklik om voor God te staan met 'n mate van 'n eerbied, met 'n uitdrukking van eerbied, met hande in die lug en knieë gebuig, maar God sê, wanneer ek na jou kyk en ek wil die eerbied meet, wanneer ek na jou kyk en ek wil die ontzag in jou hart meet, wanneer ek wil weet of die ontzag in jou hart eg is, dan gee ek jou iets om te doen, en hoe gehoorsaam jy aan daai opdrag is, dit wys vir my waar die vlak van agting, die vlak van vrees vir die Here lê. Wanneer God na ons kyk en hy wil meet of ons agting vir hom het, kyk hy eenvoudig na hoe gehoorsaam ons is aan wat
Hy sê, en ek kan sommer hoor, terwyl ek dit sê, sit 'n klomp van ons hier met 'n nuwe verbond gedagtenis, en ons sê vir onsself, Neil, nou raak jy dan lekker wetties. Nou raak jy dan heavy legalistic, maar die waarheid is, eintlik glad nie. Want vers 18 van Genesis 22, God sê vir Abraham, in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. As God wil kyk na die eerbied en die ontsag wat in ons harte is, dan kyk hy na ons ingesteldheid teenoor gehoorsaamheid aan wat hy van ons gevra het. En hier reg aan die einde van hierdie storie, sê God, in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want, of omdat jy my gehoorsaam het. En baie keer wanneer ons hoor van gehoorsaamheid in die kerk, dan dink ons outomaties wet. En ons dink outomaties ou verbond, en ons dink outomaties, maar dit kan ons nie wees nie. Dit kan ons nie pas by waar ons is na die kruis en na dit wat Jesus gedoen het nie. Maar wat indrukwekkend is selfs in hierdie oomblik in Genesis 22 was die wet nooit daar nie. Selfs in hierdie oomblik in Genesis 22 waar God vir Abraham sê, al die nasies sal in jou geseën wees, omdat jy aan my gehoorsaam was, was daar nog nie eers 'n wet om te gehoorsaam nie. Maar God nooi ons uit tot die lewe van vrede en van seën. God nooi ons uit tot die lewe van vervulling deur gehoorsaamheid aan wie hy is. Die rede vir die seën in Abraham se lewe is sy gehoorsaamheid. En die rede vir God se seën in jou lewe en in my lewe sal ook ons gehoorsaamheid wees. Ons sien Abraham se gehoorsaamheid selfs voordat daar wet was. En ons sien ons gehoorsaamheid in die nuwe verbond, selfs nadat Jesus reeds die prys betaal het en die wet van Moses volledig vervul is. Om God te gehoorsaam het geheel en al niks met die wet van Moses of my redding of my geregtigheid voor God te maak nie. Want die wet is vervul in dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. My aanvaarding, my redding en my geregtigheid is deur Jesus. Is deur sy kruis, is uit genade en is deur geloof. Dis nie in enige iets wat ek gedoen het nie. Dis 'n geskenk. Dit kom nie uit werke uit nie. En dit is die einde van die storie. Punt en klaar. So wanneer ons met mekaar praat oor gehoorsaamheid, dan moet ons vir mekaar sê, ons praat nie vir 'n gehoorsaamheid of van 'n gehoorsaamheid en 'n onderhouding van die wet, sodat ons aanvaarding kan ontvang nie. Ons moet vir mekaar sê, ons praat vanuit 'n plek van aanvaarding, op grond van dit wat Jesus gedoen het. En ons gehoorsaamheid bepaal nie ons geregtigheid voor die Vader nie. Wat my geregtigheid voor die Vader bepaal, is dit wat Jesus gedoen het, en my geloof daarin, en ek en jy kan volledig in dit rus, maar daar is ook hierdie plek, dat die lewe wat ek leef, die algehele toestand van my omstandighede, baie gekoppel is aan hoe gehoorsaam ek bereid is, om aan die Here te leef. En dit is die pad van lewe en seën wat ek so opgewonde is om vanoggend met jou te deel. Jy weet, daar's 'n paar maniere om na dit te kyk wat ek vanoggend met jou deel. Daar's 'n manier om daarna te kyk dat dit 'n swaar gewig is wat jou wil lam lê en aan bande wil hê, maar daar's ook 'n manier om daarna te kyk wat ons vir mekaar kan sê is dat hierdie is die weg na lewe en vrede. Hierdie is die weg na vryheid en vervulling. Die pad na lewe en seën lyk so. Dit begin by 'n agting vir wie die Here is. Dit begin by 'n verstaan dat hy God is en ek nie. Dit begin by daai ontsag. Dis waar ons wegtrek, en Psalm 25 sê dat dit die vrees van die Here is wat vriendskap met God vir ons oopsluit. So hier's waar ons wegtrek, as ons vir mekaar sê die eindbestemming is die seën van die Here. As ons vir mekaar sê die eindbestemming is die guns van die Here en om in die oorvloed te leef wat hy beplan het. Hier's die pad soontoe. Hier is die roadmap. Die roadmap lyk so, hy begin by vrees
vir die Here, agting, eerbied vir wie hy is, en in daai agting word vriendskap en verhouding met die Here vir my oopgesluit. Dis soos wat ek hom vrees, dat ek hom leer ken. En hoe meer ek hom leer ken, hoe meer groei daai agting in my hart. Ek onthou toe ek op hoërskool was daar so 'n jong mannetjie wat 'n verskriklike skrikbewind gevoer het deur al die skole. Dis daai Kruiwenweek ouetjie, jy weet, hy het sy kamermaat ingesluk en sy skouers is net so breed en dis daai ouetjie, jy weet, hy het almal heel senuweeagtig en die sê ding wat die ronde gedoen het, wat rondgegaan het rondom die spesifieke karakter was, as jy my geken het, sou jy my gevrees het. En ek dink dit is van toepassing op die Here. As jy my geken het, sou jy my gevrees het. Maar hier is hierdie tipe van 'n sirkeltjie, hier is hierdie tipe van 'n lyn wat gevolg word. Ons vrees God vir wie hy is, en in dit leer ons hom ken. En soos wat ons hom leer ken, leer ons op hom vertrou. En soos wat ons vertroue groei in hom, groei ons na gehoorsaamheid. Want ek het iets gesien van sy karakter. Ek het iets gesien dat hy goed is en dat wat hy sê waar is. En dan wil ek dit implementeer, dan wil ek daarna luister en ek wil dit begin uitleef. En hier begin die ding nou momentum optel. Wat begin het as vrees, word verhouding. En wat gestaan het in verhouding, word vertroue. En die vertroue wat ek gehad het, het gemaak dat wanneer die Here met my praat, dan doen ek dit. En ek stap uit in 'n gehoorsaamheid. En soos wat ek gehoorsaam is aan die Here, so stap ek in sy seën in. So stap ek in die volheid in van dit wat hy vir my beplan het. En hierdie het niks te maak met 'n ou verbond of 'n nuwe verbond nie. Inteendeel, jy sien dit wat ek nou met jou deel, reg deur die Bybel. Jy sien dit in Abraham, Isak en Jakob, lank voor die wet. Jy sien dit in Elia, jy sien dit in Moses, jy sien dit in Dawid onder die wet. En dan sien jy dit in Jakobus en in Johannes en in Petrus en in Paulus lank na die wet. Daar is 'n pad wat lei na lewe en vrede. Daar's 'n pad wat lei na vervulling en voorspoed. En dis die pad wat gemerk is deur gehoorsaamheid aan die Here. En as ek terugkyk oor my eie lewe, dan sien ek the good, the bad and the ugly. Ek sien die mooi, die lelik, die op en die af. En ek kan met jou eerlik wees dat die kere wat die dinge vir my mooi uitgewerk het, was die kere wat ek my eie wil onder die Here se wil onderwerp het en gehoorsaam was aan hom. En die oomblik wat jou oë oopgaan, dat hierdie nie eintlik 'n saak is van redding of geregtigheid voor die Here nie. Die oomblik wat jou oë oopgaan, dat my gehoorsaamheid aan hom het baie meer te maak met die kwaliteit van lewe wat ek leef, dan raak jy baie meer opgewonde oor gehoorsaamheid. Dan raak jy baie meer oorgehaal om te sê, ja Here, ek wil doen, ek wil leef, ek wil uitstap in dit wat U vir my beplan het. Jesus self sê hierdie goed. Ons sien dit in Abraham se lewe. Al die nasies sal in jou geseënd wees, omdat jy my gehoorsaam het. Moses in Deuteronomium en in Exodus, die hele tyd, ek sit voor jou, die lewe en die dood, en ek vra jou, kies die lewe, gehoorsaam die Here, leef sy gebooie, en jy sal geseënd wees. En Jesus self sê, wie ook al hierdie woorde van my hoor, en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n wyse man, wat sy huis gebou het, op 'n rotsfondasie, en dit maak nie saak wat die storm was, wat daai huis getref het nie, die huis het staande gebly. In Johannes 8, dan sê Jesus, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. En ons is mal oor daai vryheid en oor daai versie, maar Jesus praat met die Jode wat in hom glo, en hy sê vir hulle, as julle aan my woorde getrou bly, sal julle die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ons sien dit keer op keer, God self sê dit op die berg, wanneer die stem uit die hemel uitkom, dan sê God die Vader self, hierdie is my seun, in wie ek welbehae het, hierdie is my seun, die een wat ek gekies het, luister na hom. Maria, toe die wyn opraak, by die troue
in Kana, toe sê sy vir die diensknegte, doen wat ook al hy vir julle sê. En niemand wat daai raad gevolg het, was nog ooit spyt nie. Petrus by die Genasaret meer, het die hele nag deur vis gevang en niks gevang nie. En Jesus kom daar aan en hy leer die mense. En dan sê hy vir Petrus, vaar terug uit diepsee toe en sak jou nette nog een keer. Dan sê Petrus vir hom, Here, ons het heel nag geswoeg en ons het niks gevang nie, maar op u opdrag, op u woord sal ek uitvaar en dit doen. En kom ek sê vandag vir jou, dat daar is niemand wat nog ooit op die woord van die Here gereageer het, wat vandag daaroor spyt is nie. Dis in die woord van die Here wat daar vir ons lewe wag. Dis in die woord van die Here wat daar vir ons vryheid wag. Daar's vir ons redding in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Daar's vir ons insluiting en aanvaarding in die Vader se huis op grond van dit wat Jesus gedoen het, maar daar is vir ons lewe en seën in gehoorsaamheid aan die woorde van Jesus, die woorde van God. Jakobus sê dat elke een dan, wat nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die woord, hy sal geseënd wees in alles wat hy doen. En baie keer kyk ek na mense met wie ek 'n pad stap en ek vra myself af, hoekom is dit so moeilik om hierdie aan jou te verduidelik? Hoekom is dit so moeilik om hierdie aan jou te verkoop? Hoekom kyk jy na my vanoggend asof ek jou aan bande wil hê, of asof ek jou wil beperk? Hoekom kyk jy vanoggend na my asof ek jou gebonde wil hou? Want wat ek eintlik net wil sien, is dat jy sal instap in die plek van lewe en vrede en seën en die guns van God. Want as ek en jy die boodskap van die Bybel van voor tot agter sal bestudeer en bekyk, dan sal ons opmerk dat van voor tot agter die boodskap wat die meeste herhaal, die boodskap wat die gereeldste uitgebeeld word, die boodskap wat die meeste raak gesien word, is volg my gehoorsaam en ek sal 'n God vir jou wees. Volg my gehoorsaam en ek sal jou seën oor en oor. Jy kan dit gaan soek. Joshua 1, hou hierdie wetboek naby aan jou hart, in jou gedagtes, lewe nougeset volgens dit en jy sal geseënd wees in alles wat jy doen. Psalm 1, Jeremia 17, en jy kan notas maak en hierdie verse gaan lees, want dit is alles dele wat ek in my voorbereiding hierdie goed so sit en lees, en ek besef, Here, dat daar's niks wat ons aan bande wil hê in die vrees van die Here nie. Al wat U vir ons wil doen, al wat U vir ons wil beteken in die lering van vrees van die Here en gehoorsaamheid aan sy woord, is dit bly U begeerte om ons tot die lewe te bring. Jakobus was die halfbroer van Jesus. Jesus baie goed geken, maar nie in Jesus geglo terwyl Jesus geleef het nie. Na Jesus se kruisiging en opstanding, toe besef hy, Jesus is wie hy gesê het hy is, en hy skryf vir ons 5 hoofstukke aan die einde van die Nuwe Testament. Jakobus 1 vers 16 sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van God. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander en verduister nie. In vers 18 sê, omdat dit sy wil was, het hy ons tot die lewe gebring deur die waarheid van sy woord. En as jy al ooit gewonder het wat God se intensies is om jou te lei na gehoorsaamheid, hier is sy intensies. Sy intensies is om jou tot die lewe te bring deur die waarheid van sy woord. Sy bedoeling vir jou is suiwer, sy intensies is mooi, en daar is in die ganse Bybel nie 'n enkele opdrag wat God aan jou en my gee terwille van homself nie. Elke liewe opdrag wat God in die woord terwille gee, is terwille van ons. Is nie terwille van God nie. As ek vandag by daai deur uitstap en ek besluit ek gaan nooit weer gehoorsaam wees aan enige iets wat die Here sê nie. Weet jy wat gebeur met God? Niks. Hy bly God.
hy heers, hy sit op sy troon. Weet jy wat gebeur met my? My lewe val uit mekaar uit. Die stukkies lê oral. Die gebrokenheid, die pyn, die lyding, die hartseer en die verdriet is gesaai, want ek het besluit, ek weet beter. En as ek by daai deur uitstap en ek besluit van vandag af doen ek alles wat die Here sê, tot die laaste ding, wat se verskil maak dit aan hom? Ook niks. Hy bly God, hy bly heers en hy sit op die troon, maar my lewe is gevul met sy goedheid en sy genade. My lewe is gevul met sy guns en sy voorsiening. My lewe is gevul met vooruitgang. En dis die boodskap van die Bybel, wat oor en oor en oor en oor herhaal. En daar is verskriklike verskeidenheid van teenkanting teen die boodskap. Die eerste daarvan is, dis 'n wettiese bediening. Die eerste daarvan is, dit word 'n ding wat jy vir my sê, ek moet doen, en ek wil nie gesê word, ek moet doen nie. Dis die eerste vorm van teenkanting, en die tweede vorm van teenkanting is, dat dit word 'n prosperity gospel, 'n health, wealth en prosperity story, waar alles moet net vir my goed gaan, maar ek dink die waarheid lê iewers tussenin. En as ek en jy die waarheid soek, dan vind ons dit waar Jesus dit gevind het. Dis vir my so mooi, waar Jesus deur die versoeking gaan in die woestyn, vas hy vir 40 dae, en dan kom die vyand na hom toe en hy versoek hom. En die eerste versoeking is natuurlik, maak hierdie klippe brode, eet iets, want jy is honger, en Jesus se antwoord is, daar staan geskrywe. En dan die volgende keer wat die duiwel weer na Jesus toe kom, sê hy vir hom, spring hiervandaan af, want daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele aangaande jou opdrag gee, hy sal jou beskerm, en Jesus antwoord weer terug met daar staan ook geskrywe. En dit is al so 'n mooi model van waar ek en jy die waarheid kry. Ons kry die waarheid uit, daar staan geskrywe, en ons kry die volle waarheid uit, daar staan ook geskrywe. So kom ek deel vanoggend sommer net 1 of 2 goedjies wat geskrywe staan. Ons kyk na Psalm 128 en hy is op die bord. Hy sê gelukkig is elkeen wat vir die Here ontzag het. Hy sê gelukkig is elkeen, die engel sê vrees. Die engel sê gelukkig is elkeen wat die Here vrees. Die komma sê hoe sal ons weet wie die Here vrees? En die antwoord is wat sy paaie volg. Wat doen wat hy sê. En ons het nou begin in hierdie reeks om te verstaan wat vrees is. En ek dink ons het hom lekker uit die parket geslaan. Ek dink as jy hom gehoor het, sê jy weet wat vrees is. En dan het ons nou hierdie gedeelte, wat ons vir mekaar sê is, hoe meet ek vrees? Of hoe lyk vrees? En ek dink nie vanoggend was die beste dag in die kantoor nie. So ek mag dalk weer 'n bietjie probeer op hierdie ene. Maar ons gaan van hier af na die vrug van vrees toe. Hoe lyk dit as ek vrees verstaan? Vrees in gehoorsaamheid uitleef, wat is die vrug? En Psalm 128 begin van daai vrug op die tafel sit. Hoe weet ons, iemand het ontzag vir die Here, hy volg sy paaie. Hy doen wat hy sê. Vers 2, die vrug van jou hande sal jy beslis geniet. Gelukkig is jy, dit gaan goed met jou. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok in die binnekamers van jou huis. Jou kinders is soos olyfboompies om jou tafel. Kyk, so sal die man geseën word wat vir die Here ontzag het. Psalm 112 vers 1 sê, Halleluja, gelukkig is die mens wat ontzag het vir die Here, wat groot vreugde vind in sy gebooie. Gelukkig is die mens wat ontzag het vir die Here. En die ontzag van die Here word gedemonstreer oor my ingesteldheid teenoor wat hy van my vra. My ingesteldheid teenoor sy gebooie. Sy nageslag sal magtig wees in die land. 'n geslag opregtes wat geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis. En sy geregtigheid hou stand vir altyd. Hy skyn in die duisternis as 'n lig vir die opregtes. Hy is genadig, barmhartig en regverdig. Dit gaan goed met 'n mens wat goedhartig is en uitleen, wat sy sake eerlik bestuur, want hy sal nooit wankel nie. 'n Regverdige bly vir altyd in die herinnering. Vir slegte tyding is hy nie bang nie. Sy hart is standvastig in vertroue op die Here. En so kan ons vanoggend aangaan, tot dit aand is, en aangaan
en aangaan oor die vrug van gehoorsaamheid in die Here. En ek kyk nou na vanoggend se boodskap en ek is nie heeltemal tevrede nie, man. Voel nou vir my vanoggend, ek het nou nie hierdie ding lekker by die huis gekry nie. Miskien moet ek nie so diep in jou oë kyk nie. Miskien moet ek aanvaar dat die Gees doen 'n werk daar waar ek nie kan sien nie. Want ek moet vir jou sê, hier waar ek kan sien, is ek bekommerd, man. En die probleem is, ek mag dalk nou aangaan vir die res van die dag, en ek mag dalk myself hier in 'n trap bevind, waar ek iets herhaal tot vervelings toe. Maar wat ek vir jou by jou wil los, is hierdie enkele, laaste gedagte, dat dit die intensie van God is, om jou tot die lewe te bring, deur die waarheid van sy woord. En sy verwagting op sy woord, is dat ek en jy dit sal hoor en doen. Dat ons daarin sal uitstap. Het laat my dink aan so klein videoetjie, 'n tydjie terug die ronde so op sosiale media gedoen het. Die man en sy vrou sit en gesels met mekaar. Die vrou het net so lank spyker in haar voorkop. En sy praat van hierdie drukking, hierdie pyn wat sy het. En dan sê die man, maar ek's baie seker, ek weet wat die probleem is. En dan vererg die vrou haarself, jy wil my altyd fix, jy wil my altyd regmaak, ek wil net hê jy moet hoor wat ek vir jou sê. En dan sê hy, okay, praat maar. En dan vertel sy van die pyn, en van haar treye wat vol gate is, en hy soos, dis die spyker, maar sy vrou wil niks van dit hoor nie, hy moet net luister. En baie keer, wanneer ek in my studeerkamer sit met mense, wat in pyn en in lyding, en in hartseer en in verdriet is, dan dink ek by myself, dis die spyker, kan ek jou net sê, dis die spyker wat jou so seer maak, kan ek net die spyker uittrek. En weet jy wat is die spyker? Die spyker is, ek het my agting verloor vir wie die Here is. Ek kyk na die evangelie as 'n absolute uitnodiging, wat ek kan aanvaar of afskryf na gelang van my keuse en gevoel op daai spesifieke dag. Maar dit is nie wat die evangelie is nie. Die evangelie gee lewe. Die woord gee lewe, wanneer ons hom vat en hom toepas. En elke keer wat ek te doen het, met die hartseer, die pyn en die verdriet in my kantoor, dan is dit op die rugkant van jy sê nie vir my nie. Dan is dit op die rugkant van ek laat nie vir my vertel nie. Ek weet wat die Bybel sê, maar doen nie wat die Bybel sê nie. En ek besef, 'n ou loop nou 'n geweldige risiko om vanoggend met die koor te raas. Jy moenie vanoggend met die koor raas nie. Die koor is in die kerk. Die koor is die ouens wat die waarheid verstaan. Die koor is die ouens wat Jesus wil volg. En die koor is julle. En ek wil jou aanmoedig vandag op hierdie weg wat lei na absolute lewe en vrede. Dit begin by 'n agting en 'n vrees vir wie die Here is. Daai vrees sluit sy teenwoordigheid vir jou oop. Dit gee vir jou die geleentheid om hom te leer ken. En soos wat jy hom leer ken, kan jy nie anders as om hom te vertrou nie. En as jy hom vertrou en jy hoor sy woord, dan tree jy volgens dit op in gehoorsaamheid. En voor jy jou oë uitvee, is daar 'n lewe rondom jou wat jy nie eens self so kon bestel nie. Want gelukkig en geseënd is elke een wat in die vrees van die Here wandel. Kom ek bid vir julle. Vader, ons sê vanoggend vir U dankie vir wie U is, Here. Here, ons dankie vir die waarheid van die woord en vir die lewe waarheen U ons wil lei, Here. En Vader, ek wil bid vanoggend veral en vandag spesifiek, Here, dat U die naprediker sal wees van U woord. Here, dat U die waarheid van U woord vanoggend deur U Gees vir ons sal oopbreek, Here. Vader, dat daar by ons 'n oortuiging sal ontstaan rondom wat U van ons vra en rondom wie U is, Here. Ek wil bid, Here, dat daar by ons 'n nuwe verstaan sal wees van U grootheid en U godheid, Here. Wat 'n vrees by ons wek om ons knieë voor U te buig en U te leer ken, Here. Vader, ek dank U dat ek kan bid vir elke man en vrou en kind wat vanoggend in hierdie saal sit, Here.
Dat ons U seën en U teenwoordigheid sal ervaar, Here. Dat ons U sal ken en U sal gehoorsaam, en Here, dat ons op die weë sal stap, wat U vir ons voorberei het, Here. Dat ons in die pad sal loop wat U bedoel het, Here, die pad wat lei na lewe en vrede. Here, ek wil bid, gee vir ons 'n nuwe ingesteldheid teenoor U woord, Here. Here, gee vir ons 'n nuwe ingesteldheid teenoor gehoorsaamheid aan U, en om U te volg, Here. Vader, nie vanuit 'n plek van dwang nie vanuit 'n plek van verpligting nie, Here. Here, maar vanuit 'n plek wat sê ons het die voorreg om U te ken. Ons het die voorreg om U te gehoorsaam. Ons het die voorreg om saam met U te wandel. Ons prys U vir wie U is, en ons gee U, Vader, die res van hierdie dag om met ons te werk en in ons harte te praat, want U is waardig, in Jesus naam. Amen. Amen. Amen.